Alles gesloop. Hulle gaan na die tempel toe, daai groot Herodes se tempel. Hulle verbrand die ding af. En daai belofte wat Jesus gesê, elke klip sal omgedraai wees, hulle het dit gedoen. Want hulle moes elke klip omdraai, want die goud het letterlik tussen die klippe begin insmelt. En al die klippe was omgedraai om daai goud te gaan terugneem. En al wat hulle gelos het, is wanneer jy vandag Israel toe sal vlieg, en gaan kyk maar wat oor is van ou Israel. Van die ou Jerusalem. Dis net 'n paar hoektorings van Herodes se tempel, en een klein stukkie muur waar die Jode tot vandag, hier ortodokse Jode, gaan staan en bid. Want hulle roep nog, Here kom help ons. Hulle leef nog in die pyn van 70 jaar na Christus. En Jesus het hier gestaan en hy het dit vir hulle gesê. Nie net gaan jou tempel val nie, wat ons laasweek na gekyk het nie, Jerusalem gaan val. En hier kyk ons julle na een van die grootste teëspoedseisoene wat Israel en die wêreld al ooit gesien het. Daar's nie huis nie. Daar's nie kos nie. Hulle moet vlug en hulle weet nie waarheen nie. En ek dink baie keer moet ons net ons Bybels oop maak en dan wanneer ons in tye van teëspoed ingaan, teëspoed is altyd relatief, né? Ek dink ons op baie keer gaan en kla oor hoe swaar dit is om die braaivleis vier en terwyl ons tyd nog draai wat 'n man size is. Ja, dit gaan rof hier buite, hè. Ja. Israel sê, weet jy wat, vergeet van die vleis waar ons moet braai, gee my 'n paar tekkies dat ek kan hardloop. 'n Ma wat haar kind moet beskerm, hom met sy so in stres en gaan as daar nie is meer melk op haar borste nie, hoe gaan sy haar kind voer? Daar's angs, oralste. Jou geloofshelde is al dood deur die Romeinse Ryk. Paulus is al dood. Petrus is al dood. En never mind nou geloofshelde, nou die regeerders van ons land is dood. Wie gaan nou leiding neem? Ons het geen leiers nie, ons het geen kos nie, en ons het geen heenkome nie. Dis teëspoed. Nou hoekom sal Jesus hierdie rowwe sy seisoen vir Israel en vir spesifiek Jerusalem aankondig? Hoekom sê hy dit vir hulle? Sê hy vir hulle met 'n opdrag van hy, okay, julle moet hierdie doen en hier's wat ons moet weet en dis waartoe ek gaan vandag. Jesus noem hierdie goed want hy gee toe iets vir hulle. In een sin in hierdie hele gesprek wat hy het oor hierdie seisoen, gee Jesus een van die merkwaardigste leidrade, een merkwaardigste hulpbronne en wenke. Hy gee 'n stukkie lig en sê ouens, hier's al lig wat jy moet volg. As jy hierdie doen, gaan jy daai seisoen deursien en jy gaan teëspoed en voorspoed sal jy sien. Dinge sal begin swaai. En die antwoord in die gebed is dat hy's besig om hulle voor te berei vir 'n stryd. En daar's ons liedjie. En in Lukas 21 vers 14 lees jy presies wat Jesus daar gesê het. Hy sê, neem julle nou reeds voor, om julle nie te bekommer oor julle verdediging nie. Kyk, daai ding het ons nou nie so getref nie. Jesus kleer vir hulle die wrede tyd aan wat kom, en hier's al wat hy sê vir hulle wat om te doen. Besluit nou al, dat wanneer daai tyd kom, dat jy nie jouself sal verdedig nie. Ek dis hy dit vir ons boerevolk kom sê, nee, wag. Here ouwe, mense gaan inkom in ons stad verpletterd, my gesin deur hel sit, en ek moet myself nie verdedig nie. Hoe maak dit sin? En Jesus sê, hier's my tip. As jy God wil sien werk, as jy God se wil sien, as jy voorspoed wil sien, in die teëspoedseisoene, moenie by mekaar kom en bid as hy wenke nie. Moenie kerk gaan stig as hy wenke nie. Moenie hierso staan en allerhande profesieë en wat ook al sê nie. Hy sê vir hulle die volgende, en iets soveel dieper en soveel ryker as enigiets anders wat hy moontlik kon sê. Hy sê, moenie jouself verdedig nie. En julle, hierdie is so 'n uitdaging vir my en jou. En ek is nie bekwam om die diepte van hierdie ding om te vat nie. Want ons is al so gebrainwash, dat dit is hoe ons leef vandag. Ons leef in 'n denkwyse om onsself te verdedig. Ek vat net die ekonomie. As iets gebeur in ons ekonomie, wat is ons eerste reaksie? Beskerm, verdedig. Weet, hoe gaan ons hierdie ding deursien? Maak gou planne, ons moet hierdie ding, ons verdedig. En 'n mens hoor die gesprekke. Dis opvallend daar buite, hoe mense heeltyd in verdedigingsmodus. Ek luister na hoe my taal klink, selfs met my kinders. Dis so baie keer verdedigingstaal.
Dis so baie keer, hey, Boeta, bly net nou met my hierso, weet, ons is nie in 'n veilige area nie. Wat leer ek my kind? Ek leer hulle om nie eens meer veilig te voel waar dit veilig is nie.